oomblik, en ek het die geleentheid, om vir hierdie jou te bid, en om uit die gat uit te kry. En so begin hy uit die gat uit kom. Voel ek beter? Het ek iets teruggekry? Fisies? Nee. Het ek daai ou se lewe gered? En die Heilige Gees? Ja. Dis wat dit beteken. Is om te sê, Here, ek is bereid om dit nog steeds te verloor, want ek doen dit nie om dit weer terug te kry nie. Nee, julle amen, hopeloos te gou. Jy moet hoor wat ek sê. Die koninkryk, die evangelie, elke jong ou wat na my toe kom en sê hy wil teologie doen, dan vra ek vir hom, na ek 'n uur met hom spandeer het en ek bietjie sy hart hoor en 'n bietjie tyd spandeer het, dan sê ek gewoonlik vir hom, jy moet pas op en mooi by die Here hoor of jy wil diening toe gaan, want jy ken nie die sacrifice wat dit is om die Here te dien nie. Hy sê, wat bedoel jy? Ek sê, die opoffering wat jy moet maak, teenoor jouself, teenoor die mense om jou, die prys wat betaal word, omdat jy kies om te beweeg saam met Jesus, dat vir elkeen van ons is 'n groot prys, omdat hy reeds ook vir jou betaal is. En ek wil vandag vir jou sê, ons maak dit cheap, deur te dink, dit gaan nie 'n opoffering wees nie. Ons maak dit cheap deur te dink alles gaan smooth sailing wees. Ons maak dit cheap om te dink, sodra iets in my lewe gebeur, dan sê ek, nee wat, ek het nie hierdie nodig nie, want so hoe meer gehoorsaam ek raak, hoe meer word die storm. Vandag wil ek vir jou dit sê, die meer jy groei, hoe meer word die storm, want jy kan meer verdra. Sorry, raak ek nou sommer kwaad. Hy sê, en bo dit alles trek die liefde aan, wat die volmaakte band van eenheid is. Nou wil ek vandag vir jou sê, nou moet ek almal rondom my so beheer, sodat ek nog steeds hierdie vriend as 'n vriend kan beskou. En nog steeds so hanteer. En nog steeds lief hê. Want jy sien, baie keer is die kerke leeg, of iemand sit hier en die ander een sit daar, want ons is nou kwaad vir mekaar. Nou nie in die kerk nie. Ek gaan nie kerk doen, want die pastoor het dit gedoen. Nou kyk, right. Wie verloor uit, ek of jy? Ja, ek verloor uit as jy nie kom nie, Janine. Sjoe, sy soos, jy verloor as ek hier is, die buks. Magda. Maar hoor gou. Ons het baie keer so vinnig hierdie aanstoot, as ons sê ons wil as een hart beweeg en eenheid beweeg, want jy sien nie raak wat ek sien nie. Ek wil vandag vir jou sê, daar's nie een persoon in hierdie kerk wie se roeping en bediening ek hiervan weet nie, en ek weet ook presies waar die Here jou wil insit, en ek weet ook presies wat van julle, wie van julle moet wakker skrik en dit begin doen. Want I cannot make you do it. Jy sien, want Paulus gee vir ons hierdie klere wat ons moet aantrek. Hy sê ons moet medelee met mekaar hê. Ons moet vriendelikheid hê, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Maar hy sê, bo al hierdie goeders trek liefde aan. Ek wil vandag vir jou sê, ek het respek vir iemand wat toepas dit wat die Here sê hy moet toepas. Jy sê wat, jy kry mense wat hulle harte vir die Here gee en dan gou hulle net. En 2 weke later dan is hulle moeg. Want hulle kry nie die resultaat en hulle kry nie daai selfe haai nie, dan vra ek vir jou, waar is die geduld deel in dit wat jy moet doen? Ek weet van mense wat ek 10 jaar voor wag om in die kerk te kom. 10 jaar voor bid. 10 jaar voor vertrou. Dan gaan hulle een keer kerk toe, dan gooi ons die hele appelkar op hulle. So wat die Here sê nie. Hy wil hulle hier met sy teenwoordigheid verander. Nie met jou nie. Hy wil nie verander deur jou nie. Die Here wil die wêreld nie verander deur jou nie. Hy wil die wêreld verander deur teenwoordigheid wat jy dra. Dis hoe hy dit wil doen. Nie deur jou kennis en al jou dinge nie. Want sonder liefde, kan hoor gou hierdie, word vriendelikheid 'n vertoning. Sonder liefde word vergifnis voorwaardelik. Ek sê jou vergewe maar. Waar staan my Bybel van vergewe maar? O ja, nêrens nie. Ek gaan jou vergewe, maar dan moet jy eers dit doen.
Ek hoor jy sê jammer, en ek hoor jou jammer, maar jy moet eers vir my bewys dat jy jammer is. Ek wil eers die bewys sien, en dan gaan ek dit vat. Jy steel by jouself. Jy verhoed jouself van groei, want ons moet altyd eers wag vir die vrug. Dan vergewe ek, dis hoe dit werk nie. Dink jy Jesus het gewag vir almal om hom te erken, almal te weet dat hy Jesus is, almal te weet dat dit is die Jesus wat ons dien? Dink jy hy het gewag daarvoor, of het hy aan die kruis gehang ten spyte van? Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Ek vermaan julle dan, ek wat 'n gevangene is ter wille van die Here, om te wandel op die wyse waardig aan die roeping waarmee julle geroep is, met nederigheid, sê nederigheid, sagmoedigheid, geduld en verdra mekaar. Verdra mekaar in liefde. Dis hoekom my vrou vir my lief is, loof die Here. Beywer julle ernstig om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Eenheid gebeur nie van self nie. Hy sê beywer julle. Werk daaraan. Eenheid is nie emosioneel nie. Dis doelbewus. Want julle as ek vir julle, ek is die emosionele een in hierdie lewe. Ek is 'n regtig emosionele mens. En ek wonder myself, as ons die Here met emosies moet dien, hoe sal dit met ons gaan? Ek kan nie die Here sê, die Here het nie krag nie, want ek voel nie vandag asof hy krag het nie. Ek kan nie sê, jog Here, ek kan nie vir jou gaan bid nie, want ek voel regtig nie vandag of ek die woorde het nie. Dan sê die woord, maar ek stuur jou en ek sit die woorde in jou mond. Dit is nogal interessant. Weet jy wat ek sleg voel en down voel, beteken ek kan nou niks doen vir die Here nie? Verander dit sy krag? Verander dit iets teenoor sy naam? So wie gee ons die reg om te besluit? Die Here dien ek met wie hy is, as gevolg van hoe ek voel. Hallo? Raak het nou stil hier binne. Wat beskerm hierdie eenheid? Nederigheid, sagmoedigheid, geduld. En ek sê hierdie met baie liefde. Nederigheid beteken eintlik, ek is nie altyd reg nie. Ek hoef nie myself die hele tyd te verdedig nie. Ek hoef nie heeltyd seker te maak dat ek nie die skuld kan dra nie. Ek hoef nie elke argument te wen nie. My vrou, jy mag hierdie neerskryf nie. Ek hoef nie elke argument te wen nie. Mense, wat beteken dit? Mense is 'n proses. 'n trotse hart verdeel, 'n nederige hart verenig. Kan ek nou wil ek, hierdie is vir my 'n baie belangrike punt, en ek wil hê jy moet dit verstaan. Want versoening is belangriker as aanbidding. Matteus 5 vers 23 sê, as jy dus jou offer na die altaar bring en daar onthou dat jou broer iets teen jou het, laat jou offer daar voor die altaar en gaan eers. Maak vrede met jou broer en dan kom terug en bring jou offer. Want jy sien, ek kan hier worship en ek kan hande in die lug gooi en ek kan 'n mooi lewe lei, maar ek het nie my broer vergewe nie. Wat sê die woord van die Here? Vat jou vrug en loop. Want jou appeltjie gaan al die appels vrot maak. Seker nie, julle moet nou volgende Sondag my WhatsApp en sê, pastoor, ek kom nie want ek het jou nie vergewe nie. Jesus sê iets radikaals. Hy sê, stop aanbidding. Maak eers die verhouding reg. Dit is so groot beginsel. En 'n so belangrike beginsel. Want jy sien, ergens langs die pad kry ons seer. Ergens langs die pad gebeur daar goed in ons lewens. Ergens langs die pad het iemand iets teenoor my gedoen. En nou sê ons nie, ek kan Sondag kerk toe gaan, want hy is in elk geval nie in die kerk, is soos fyn. God sê, vat jou vrug en gaan maak eers vrede. Jy kan nie God lief hê en jou broer haat nie. Jy kan nie eenheid aanbid,
terwyl jy in verdeeldheid lewe nie. En ek weet ek preek vir myself ook. Want my vrou sal baie keer vir my sê, nog bietjie kwad, né? As ek bly stil, ek moet hospitaal toe gaan vir iemand gaan bid. Ons sê, okay. Jy sien, elke dag wat ek opstaan, moet ek vir die Here sê, Here, vergewe my. Hou my met U vergewe, maar ook met die mens. Wys my, leer my waar ek moet gaan jammer sê, waar ek moet gaan vergifnis kry. Want jy weet jy, die helfte van die keer as jy kwaad vir iemand en jy voel iemand moet jou vergewe of jy moet iemand vergewe, hulle het nie eens 'n idee waarvan jy praat nie. Maar jy loop met hierdie gewrok en hierdie ding saam met jou. En dan wil ons die Here aanbid en ek verwag genesing, ek verwag goedheid, ek verwag die guns, ek verwag alles wat ek die Here mee nodig het, verwag ek. En die snaakste ding is hoekom ons sy genade verstaan nie is, hy gee jou nog steeds dit wat jy van hom verwag. Hoeveel keer al verdien jy dit nie, al het jy nog nie vergewe nie. Dan breek dit my. En ek is eerlik, dit doen. Want jy sien, wat is die reël wat die wêreld vir ons kom vertel is? Hoe meer ek gee, hoe meer gaan hulle gemaklik raak. Hoe meer ek gee, hoe meer gaan julle bederf word. En in die koninkryk werk die Here nie so nie. En die koninkryk sê, kom gee, want ek wil jou die geleentheid gee om te vergewe. Ek wil jou die geleentheid gee om ten volle te kom aanbid wie ek is. God waardeer versoening meer as wat hy ritueel waardeer. God waardeer die feit dat ons vergewe, dat ons reg staan met mense. God waardeer dit meer dat ons vir die kerk lief is, as wat dit vir ons 'n gewoonte en 'n ritueel geword het. Hy het meer tyd en plek vir dit. Liefde is die bewys dat ek en jy aan God behoort. Want ek is vir julle almal lief. Vir julle almal. Hier is die groot ding is, wanneer ons lief is vir mense, verloor ons iets. Dis die waarheid. Jesus is lief vir mense en hy het sy lewe verloor. En hy het hom weer teruggegryp, prys die Here. Maar hy was bereid om sy lewe op te offer vir die mens. En ek en jy is bereid baie keer om 'n uur, 'n maand af te staan vir iets vir die Here nie. Ons is nie bereid om ons program prys te gee vir 'n uur vir die Here nie. En my vraag vandag is nie om jou skuldig te laat voel nie. Ek is ook glad nie bereid, Here, om U te vertrou met 'n bietjie wat U vir my vra om U te vertrou in my finansies nie. Want Here, dan gaan die res nie klop nie. Ek wil vandag vir jou die volgende kom sê. Hierdie woord het hierdie beginsels in vir 'n rede. Nie sodat jy kan jou wins bepaal nie, maar sodat jy jou ewige lewe kan bepaal. Dis nie die Here werk. Here, ek het hierdie gegee, ek verwag dat U dit gaan teruggee nie. Dis nie 'n winsbesigheid waarmee ons werk nie. Liefde is die bewys dat ons aan God behoort. In Johannes 4 vers 7 sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God in ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, ons ken dit, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons eers lief gehad het. Hy sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. As God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Liefde is nie opsioneel nie. Liefde is nie 'n persoonlikheid nie. Liefde is nie 'n voorkeur nie. Liefde is die bewys van wedergeboorte. Kan ek gou hierdie vir jou sê? Jy kan nie die Gees, die Heilige Gees wat eenheid is, dra en in verdeeldheid leef nie. So om ons as een hart te leef, familie, wil ek 3 punte aanhaal en dan begin ek afsluit. Die kerk is nie net 'n organisme nie, ons moet dit verstaan. Dis 'n familie, of hierdie kerk probeer ons familie wees. En 'n familie beteken ons gee vir mekaar om.
Ons gee nie op mekaar nie. Ons werk deur dinge. Ons kies liefde selfs al is dit moeilik. En kan ek jou gou dalk uitbal vandag? As jy gewonder het oor jou eenheid in jou lewe. Eenheid word getoets deur verhoudings. Deur hoe ek lief is vir mekaar. Hoe ek mekaar verdra. Hoe ek saam met jou lei. Hoe ek saam met jou bid en ek saam met jou vertrou. En dan is vergifnis nie onderhandelbaar nie. Jy weet daai goed dat ons met die Here deals maak? Wat sê, Here, as hulle dit doen, dan sal ek hulle vergewe. Here, as hy vir my teruggee wat hy met my gesteel het, sal ek hom vergewe. Hallo? Is dit wat jou Bybel sê? Hy sê in Efesiërs 4:31, laat alle bitterheid en woede en troon en geskreeu en gelaster van julle verwyder word, saam met al julle boosheid. Wees vriendelik en barmhartig teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook gesoek het. Het jy geweet dat daar vergifnis het nie 'n emosie nie? Ek sal vergewe as ek so voel. Nee, ek gaan nie. Jy sien, ons maak hierdie vergifnis 'n emosie terwyl vergifnis 'n keuse is. Ek kies om jou te vergewe. Ek kies om in vrede met jou te wandel. En hoekom gee ek vir jou al hierdie redes, al hierdie dinge? Want onvergewensgevindheid is die vyand van eenheid. Ons kan nie hier sê as een, maar ons kan nie vergewe nie, dan gaan ons as kerk nêrens heen nie. Dan is dit net ek wat vooruit hardloop en hoop julle kom saam. Een verenigde kerk is nie 'n perfekte kerk nie, maar is 'n versoenende kerk. Is 'n kerk wat vergifnis verstaan, kerk wat liefde verstaan. Ons is net besig om by mekaar te kom op 'n Sondag omdat ons gewonder het hoe elkeen se week was nie en of jy nog okay is en of jy gewonder het of hulle ooit nog in die kerk is nie. Ek het nou nog vir iemand gelag wat lanklaas in die kerk was en toe vra hulle vir my of iemand anders nog in die kerk is. So sê ek, dis nou snaaks want hulle het laas week van jou dit ook gevra. Jy was so lanklaas hier, toe vra hulle waar was jy? Nou is jy hier en hulle nie. Nou wonder jy waar's hulle. Toe maar hulle is hier volgende keer kan ons span. Ons is besig om as een hart te beweeg. Een liefde, een gees, een familie, een missie. As een moet ons beweeg, as een moet ons lief hê, as een moet ons vergewe. Maar ek wil vandag vir jou sê, my uitnodiging vandag is eenvoudig. Want jy sien, ons kan nie mure bou nie. Ons kan nie mure om onsself bou nie. Ons moet saam mure bou. Ons moet nie aanstoot dra nie. Ons moet maar laat gaan. Ons moet nie konflik vermy nie. Los dit op. Los dit op. Want ek kan vandag vir jou beloof, as jou konflik se naam hier Pieter is, gaan jy na die volgende kerk toe gaan, dieselfde ding is daar, sy naam is net Gerard. Dis nie waar, dis hoe dit werk. Want ons is mense. En dalk moet jy vandag iemand vergewe. Dalk moet jy vandag bid dat die Here een of 'n verhouding sal kom herstel. Of dalk moet jy vandag vir die Here kom vra, Here, my hart is verdeeld. Help my, wys my, leer my. Wat ook al vanoggend jou begeerte is, wat ook al waar kan jy jouself vanoggend bevind, wat dit ook al kan wees wat verhoed dat jy in die eenheid beweeg saam. Want ek wil vandag vir jou kom sê, en hierdie is vir my so groot en dit is so mooi getuienis, is hierdie fan staan alleen. Maar as ons almal aansit, dan kry almal wind. Sal jy saamstem? Maar as hierdie fantjie hier aan is en hy waai alleen, gaan julle 3 dalk saam wind kry hier, en dis omtrent dit. Die Heilige Gees is nie gemaak vir my en jou om dit nie te deel nie. Dit is gemaak sodat almal dit saam kan geniet. En ek wil vandag vir jou, ons het die voorregte posisie en die Here dit reeds vir ons kom wys, dat die Heilige Gees van die Here is hier.
oor dit wat ons bid, oor dit wat ons die Here voor vertrou. Sy teenwoordigheid is hier. Ons het laasweek mense gehad wat vir die eerste keer in die kerkgebou ingekom het en hulle het net gesê, "Sjoe, hier's iets wat julle dra." Toe sê ek, "Ja, ek weet." Want jy sien as ons saam iewers heen beweeg. Nie ek wat vooruit hardloop of iemand anders wat vooruit hardloop. Ek en Shemaine hardloop vooruit en dan gaan staan ons, want sy is goed daarin. "Kom julle! Kom gou! Kom!" Jy gaan haar nie kan sien nie, want sy gaan moet sê, "Hey! Hey!" Ons kan nie vooruit hardloop as die geestelike leiers van hierdie kerk en julle roep nie. Ons kan langs julle staan en saam julle stap vir waartoe ons op pad is. En ek wil vandag vir jou sê, ons kan nie hulle sien wat agter staan nie, maar jy wat doen moet seker maak hulle kom saam. Jy wat doen moet vertrou. Here, dis waartoe ons op pad is. Soos kerk vir jou soos werk voel, kry jy ander geloof. Amen. Ons wag, wat? Want die kerk is nie die werk nie. Want hierdie is 'n gebou, jy is die kerk. As jy uitstap, is hierdie gebou leeg. Dan is dit net 'n gebou, hy beteken niks. Maar kerk en vir die Here opstaan en werk saam en groei saam en iewers heen op pad, kos jou iets en is nie net jou 10de nie. Dit ook, by the way. Maar is veronderstel om my en jou te laat groei. Is veronderstel om my en jou saam te bring. Want waartoe gaan ek as dit moeilik gaan? Dit is altyd interessant as iemand van sê, "Pastoor, jy was nie by my in die hospitaal nie." As ek sê, "Was jy in die hospitaal?" Hoe moes ek weet? En ek dink baie keer hanteer ons die Here ook so. Ons verwag dat die Here moet iemand stuur wat alles weet. Hy weet alles, die mens doen nie. Maar hoe dra ons mekaar se laste saam? Is deur te praat, deur te verkondig, deur te gesels, deur liefde te wees. So dalk moet jy iemand vergewe. Dalk het jy hulp nodig om iemand te vergewe. Dalk moet iemand vryspreek. En al beteken dit vir hulle niks, maak seker jou hart is reg. Maak seker jou hart is skoon. Want jy sien, as ek en jy aan hierdie goed is vashou, gaan ons nooit as een hart kan beweeg nie. Nooit. Want die Here deursoek die hart. So kom ek bid saam. Vader, ek bid vir ons as familie. Ek bid vir ons in liefde. Here, verwyder trots, aanstoot en verdeeldheid in ons harte. Leer ons om te vergewe, Here, soos U ons vergewe het. Maar Vader, maak seker, Here, dat ons nie net hierdie sien as 'n jaartema nie, maar hierdie, Here, soos U dit vir ons gegee het as 'n leefwyse. Om as een hart, een familie en een liggaam te beweeg. Met een missie. Mag ons eenheid ons getuienis wees vir 'n wêreld daar buite. Mag ons liefde Jesus weerspieël. En Vader, mag U koninkryk kom. En laat U wil geskied in Jesus naam. Amen. Amen.